Goeiedag julle in en ommers. Ons kuier net hier buitekant Pietberg by Schenkfontein. Hallo Hendrik. Hallo Anita. Hoe gaan dit? Baie goed, dankie. Ons kuier lekker vandag met jou, want ek en jy hou van praat. Ja, gesels is lekker. Mens moet dit doen. Hendrik, ons het nou net hier so by jou ingeval. Jy weet nie hoekom ons hier nie en jy weet ook nie wat ons doen. Maar ons wil graag hê jy moet vir ons kykers vertel van Schenkfontein. Wanneer het die plaas begin? Wat doen julle hier? So, Schenkfontein is 'n plaas wat in 94 begin was. So my pa... Ekskuus, ek val jou in die rede, dis Schenkfontein. Ja, ons sê, is eintlik Schenkfontein, want dit kom nou van 'n oom wat gebly het op die plaas wat 'n bywoner was. Hy was meester Schenk gewees. En hier was 'n fontein op die plaas gewees. En toe het my pa hierdie twee gekombineer, want dis nou 'n gedeelte van die grond wat hy gekry het, en hy het nie 'n naam gehad nie. Toe raak dit nou Schenkfontein, maar my pelle noem dit nou al Skinkfontein, omdat ons wyn skink, en party praat van Schenkfontein. Okay, so ons, as ons nou iets grand moet sê, dan sê ons nou Schenkfontein, maar ons hou maar by Schenkfontein, ja. Okay. Ja, so 94 het my pa gedeel by die familieplaas waar hy was, en so het maar beginne, en hy het eers Volstruise geboer, soos net nou gesels het, waar ons ook nou sit, is die kamer gewees wat hulle al die Volstruise afgeslag het en die velle gelooi het, en dit het nie gewerk, en toe het hy my weer teruggegaan as wat hy geken het. Ja. So hy het ook maar groot geword in 'n kelder, waar sy pa weer vir hom geleer het aan wyn maak. So ek is nou al die derde generasie wynmaker uit die Hanekoms uit. Ja. In 98 het hy begin druiwe plant, want hy het niks druiwe gehad om te oes nie. En hoe hy die kelder heel begin het, is maar om afknipkorrels van tafeldruiwe in te koop en eers 'n distilleerwyn te maak vir 'n KWV. En dis waar het begin het. Want ons ry hier so langs die pad en ons sien die wingerde lyk nou mooi en dis mooi grasgroen. So dit lyk vir my reg of ons gaan wyn drink hierdie jaar. Nee, definitief. As 'n mens op so 'n wynplaas sit, moet daar wyn wees. Ja. En ons kas is altyd vol wyn. Die wynmakers hou mos nog nie van koffie en bier nie. Ons wil maar ons wyn drink. Ons ook. Ja. Sê gou vir my, watse wyne word hier verbou? Ja, ons het nog ons 'n breë spektrum wat ons hier maak. So ons is van bulk wyne tot bottelwyne, tot MCC's, tot soetwyne, gefortifiseerde wyne, ook nou straalwyn gemaak. En ja, en dan 'n gewone ons droë wit en droë rooi wyne wat nou gesertifiseer is in die reekse. So die verskeidenheid wat ons nou het, ons Schenkfontein reeks het ons Chenin Blanc en 'n Grenache Blanc. En dan het ons 'n Shiraz, Merlot en 'n Pinotage in daai kategorie, en dan ons beter wyne of die hoe noem ons dit nou, die reserve wines, het ons nou Verstoffias. Dis 'n blend van 5 verskillende cultivars, en dan het ons 'n MCC wat weer genoem is agter my ouma Treida. En dan het ons 'n voorbrand rooiwyn. Dit is ook 'n blend van 3 soorte cultivars, Merlot, Pinotage en Shiraz. Dit is my komponente wat ons op die plaas gehad het. En toe het ons hierdie jaar die eerste straalwyn ook gemaak om daai reserve wyne 'n bietjie te vergroot of te verbreed, ja. Nou Hendrik, jy moet seker gaan leer het om al hierdie goed te doen. Dit is nie ingebore nie. Wie jy, ek was hoërskool gewees, en as ek teruggekom het ek nou maar kom werk op die plaas, en die mens soek ons maar 'n sakgeldjie. En ek is al het ek baie geduld, wil ek maar ook maar kom leer het fisiese werk. So ek het maar begin by snoei in die wingerd, Junie vakansies. En dan Desember vakansies, as ek teruggekom het van skool af, en ek het nog nie gaan kuier saam met my pelle nie, het ek in die kelder maar nou help dink ons met vloere skoonmaak, pype regmaak,
onderhoud in die kelder. En ja, in 2006 het ek klaargemaak by Holland Landbou in die Parel en toe is ek Elsenburg toe. Het probeer my kursus klaarmaak, maar ek het dit nooit klaargemaak nie. So ek het nou nie, is nie 'n renbaan vir my gewees, dit was 'n loopbaan, so ek het 'n extra jaar gedoen op Elsenburg. En hier was toe 'n wynmaker op die plaas gewees en hy bedank toe die Desember. Ja. Wat baie moeilik is vir 'n kelder as 'n wynmaker in daai tyd bedank, want Januarie, dis die gala aan, dan moet ons begin pars. En toe sê my pa net, jy het nog genoeg geleer. jy moet maar 'n plaas toe kom. Hy sê, dis jou baby, jy moet nou begin wyn maak. So ek het agtergrond van wyn maak. Ja. Ek het groot geword in 'n kelder. So my gevoel vir dit is, ek het dit daar so, ja. Nou, het jy altyd gedink jy sal 'n wynmaker? Nee, ek het nog nie gedink ek sal wyn maak nie. Ek het die droom gehad daai tyd, of ek sou nou daai mense wat die kropspraying doen, Ja. soos die koring en soos hulle in Amerika gedoen het, dit was een van my planne gewees. Maar ja, so voel mense ook as jy nou kom van die plaas af en hulle het jou nodig en jy kan 'n rolspeler wees op die plaas. Ja. En jy kan iets beteken, hoekom wil jy nie dan bly nie? So en 'n mens bou hom ook aan iets vir jouself en jou familie en die familiebesigheid, In ja. ons land. Want ek sal vir jou sê, ek was al in Rusland gewees en as jy in die winkels loop, dan kry jy Suid-Afrikaanse wyne daar. En dan koop jy hom sommer net want jy voel sommer jy's tuis. Ja. Het julle al uitvoerwyne? Weet jy, ons sukkel op die oomblik met die uitvoerwyne. Die rede vir dit is maar na al die audits en die IPW en die Vitas en die dinge wat gedoen moet word. Maar is definitief belangstelling. Ons het nou uitgestuur sonder dat ons daai dokumentasie nodig gehad het. Dit was UK toe. Vir ons Grenache Blanc, die Treda MCC en dan ook ons Cape Vintage wat die port nou is. En daar is groot belangstelling vir dit. Maar uitvoere is een van ons mikpunte, ja, vir volgende jaar, ja. Ons sien baie uit daarna om weer by julle te kom kuier. Maar jy gaan ons seker 'n bietjie wys vandag hoe werk die dinge hier by julle. Ja, ek kan vir julle wys. Laat ons net so 'n bietjie vir ons kykers ook wys. Schenkfontein wat Skenkfontein is. Ook wat jy dit wil noem. Dis die plek om te wees. Julle, dis baie mooi hier so, dis baie rustig hier buite, né? Ons het net so 'n klein hondjie gehad wat ons kom verwelkom hier daar van buite af. Ons sal vir julle wys hoe lyk Bella. Bella, ja. Ja. Nou ja, baie dankie Hendrik. Dit was lekker om met jou te gesels. Ons gaan nou 'n bietjie verder stap hier deur die kelder en dan gaan hy vir ons wys wat hulle doen en ons gaan vir julle wys. En kom maak 'n draai by julle. Julle het oop dae waar mense kan kom wine tastings doen, bietjie wynproef so. Ons skuif dit op die oomblik. Dit is net moeilik in hierdie area want die proeflokaal sit so 'n bietjie in die hartjie van die plaas en dis werkswinkel links en die kantore is regs en my pa sê is dit onder. En as die karre so opry, wil jy weet wie ry op die werf. Ja, nee. So ons het vir Carducci oorgeneem. Ja. En die hele idee is om hierdie Carducci toe te skuif. Dit So een vir die dag dan gaan ons wine tastings daai en lekker wyne daai te koop en maar vir privaat funksies of so probeer ons nog steeds mense akkommodeer. Ja. Fantasties, daar het julle dit. Hoekom verder soek na 'n wynplaas? Hendrik gaan jou kan help by Schenkfontein. Dankie Hendrik. Dankie Anita. Selfde. Mooi loop.